ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 444. Ek is professor Ernst Rekenhuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u dalk belangstel in enige my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 3 legkaart studiegids Bybels, die A4 boeke wat 500 bladsy dik is. Dis 'n moed. Daar's nog steeds mense wat hulle bestel. Ek weet daar's pastore wat dit uitpreek en mense wat dit uitleer. En u kan u kinders, omdat ek nie glo in kinderbybels op die oomblik nie, want daar is nie ordentlike kinderbybels nie, dan kan jy daai legkaart studiegids Bybel net so gebruik, want ek verduidelik elke ding woord vir woord, en u kan dit vir sinnebeeld vir die kinders, as hulle klein is of jong mense is. Sou jy belangstel, of 'n vraagie, of iets om my kortliks te deel, as jy baie welkom, kontak my by ons WhatsApp nommer 0723671124, gaan na my webtuiste, https://jaffashua.co.za. As jy dalk die eerste keer uit die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom, gaan na deel 1, begin reg voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uit en noodsaaklik die inteken op YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van die studies kan ontvang. Stuur die kennisgewings vir die vriende, kennis, almal vir wie lief is. Die reeks is lewensveranderend, en glo my dit is. Maak seker skryfblok, pen en 33 Bybel en 'n pen is byderhand. Kom ons bid saam. Ek wil vanmôre kom en ek wil baie dankie sê, Vader, vir ons as broeders en susters wat saam mag wees, Jafiste wedergebore uit die water en die Ruach HaKodesh. Dankie dat vir ons is hierdie net 'n vergeesteliking van iets wat binnekant plaasvind nie. Maar dit is 'n innerlike tekening, 'n uiterlike tekening van wat innerlik plaasgevind het. Dankie vanmôre dat ons in die krag van die Ruach HaKodesh mag beweeg, Vader, en lewe. Ek wil bid dat u salwing van die Ruach HaKodesh vanmôre in hierdie ateljee teenwoordig sal wees, en dat u tot ons spreek, en dat u bonatuurlike doel bereik in elke lewe. Seën ons in die woord. Seën ons in die woord. Geef vir ons 'n ontvanklike sielsdimensie en geestelike oor om te kan hoor wat u vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, en elke Jaffe sê halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat dit vir u 'n groot seën gaan wees. Ons gaan aan waar ons gisteroggend opgehou, die boek Spreuke, hoofstuk 23 vers 33. Hy praat steeds van hierdie ou wat onder die mag van die drank is. Hy sê jou oë sal vreemde dinge sien, jeug ou maat, en weet jy, gaan nie glo nie, van hierdie ouens, as hulle genoeg van daai rooi wyn in het, dan sien hulle pink olifante. Pink olifant, nou weet ek hoekom, is dit nie 'n blou olifant nie. Nou die ding was vir my nogal baie grapperig geweest. Ek kan onthou toe ek 'n jong pastoor was, ons het in baie jare in Hoërfield gebly, in Boksburg, reg voor die meer daar. En ek het baie Boksburg toe gery, en daar was 'n borrelstoer geweest op die hoek, ek sou dit nooit vergeet nie. En hy het een groot, ek dink dit was maar van fiberglas gemaak, want daarom in die oggend was hy buitekant op die hoek van die straat gestaan, en in die aande was hy weg gewees. Dan was dit die massiewe pink olifant. Almal het gepraat van die borrelstoer met die pink olifant. Nou ja, dis wat koning Salomo sê. Jou oë sal vreemde dinge sien. As jy daar verby gaan, jy sien 'n pink olifant, dan sê maar ek het my eie asemry. Ja, jou oë sal vreemde dinge sien. En jou hart, dis nie jou hart nie. Jou sielsdimensie sal by jou mond verkeerde dinge spreek. My hart kan nie spreek nie. My hart is 'n pompstasie, beeldspraak. Jou oë sal verkeerde dinge sien.
En dit is wat die moeilikheid maak. As daai liggaam vol wyn of brandewyn is, of wat jy dit wil noem. Die ene ou het een keer gesê, hy drink net een drankie. Dan sê hy 'n ander ou, maar hy sê, dis daar ander ou, hy kan syp, né? Dis daar ander ou, nou dis daar ander ou. En weet jy wat, op die einde van die dag is daar altyd, hulle blameer altyd iemand anders, dit is nooit hulle. En wat vir my die vreemdste ding is van drank, is dat dit veroorsaak dat jy onmiddellike geheueverlies het. Want die volgende oggend onthou daai ouens niks wat gisterand gebeur het nie. Dit is verskriklik. Hoekom drink jy dit as dit jou alles vergeet? Verstaan jy wat ek van praat? Maar dit is skaamte wat dit doen. Wat sê ek kan nie onthou nie, ek kan kruip agter dit weg. Want hulle skaam oor wat hulle gedoen het die vorige aand. Jou oë sal vreemde dinge sien. En jou hart verkeerde dinge spreek. Nie jou hart nie, jou sielsdimensie. Jou mond spreek, jou sielsdimensie. Jou oë sien, jou sielsdimensie neem dit in. En dit verwek die dinge en dit spreek. En dis hoekom sê die woord sê dat 'n fontein gee nie soet en bitter water gelyktydig voort nie. En dis hoekom ons versigtig moet wees wat uit ons mond uitkom. Ons versigtig moet wees wat ons praat. Hoekom? Want die mense ken ons by ons praat. Ek kan nie die vuilste bek hê en die vuils en ek praat plain Afrikaans, grappe vertel en dinge doen en alles en die volgende ding kom sit en hierso 'n woord preek nie. Sal Jaffa dit seën, sal dit self nooit in jou lewe nie. Die woord sê die boom word by sy vrugte geken. En dit is my altyd so wonderlik wanneer ek saam met die Jafiste broers en susters is, wanneer ek in Pastorika saam met hulle verkeer en baie keer van die studente studie oomblikke saam het en geleenthede. Dis dit die manier wat die mense praat. Jy kan onmiddellik hoor wanneer mense in die woord lewe. Jy kan onmiddellik hoor wanneer mense in die woord funksioneer. Hoekom? Dit skyn uit. Dit kom uit. Dis nie vreemde dinge wat uitkom nie. Die hart of die gedagtes of die sielsdimensie spreek nie die goed van die wêreld nie. Dit is net woord. Dit is net bonatuurlike woord. Ons het baie te doen met verskriklik baie Jafiste. En wanneer ons by mekaar is, dan gebeur, dan is dit so, dat jy hoor niks anderster as woord nie. Ons het al waar ons gesit en gesels het, en sit en kuier het sy by Maccabean of een van die plekke, ek gebruik nou maar net 'n naam hier so, 'n stukkie koffie en koek, so maar net koek en koffie drink, en net sit en kuier. En waar ander mense later kom en sê, hoor hierso, want ek meen, ons praat nie te saggies nie, ons is nie skaam nie, en dan hierdie tafel, 1 of 2 tafels ons af, sal mense kom en sê, hoor, ek stel belang om 'n bietjie meer te weet, ek het gehoor wat julle sê. Wat is daai naam wat soos, en weet jy wat, dit is waar saad geplant word. Hoekom? Want dis die dinge wat uit ons monde uitkom. Dis die vrugte wat ons dra. Dis dit wat ons tentoonstel. Dis wat ons is. Ons kan nie iets anders te wees nie. En weet jy wat, Jaffa wil nie hê ons moet iets anders te wees. Anders as dit wat Jafashua vir ons kom gee het om te wees nie. So in hierdie dag wil ons in Jafashua, en ek gaan nou 'n Afrikaanse woord gebruik, powerful wees. Nie algemeen nie, krag, dadiglik, powerful, dynamos, kragtig in Jafashua. Hy het ons nie net geroep in 'n bedieningkie nie, hy het ons in 'n kragtige bediening gestel, waarvan u en ek almal deel is, en dit funksioneer oor die aardbol. Is dit nie wonderlik nie? Ek gee aan Jaffa al die eer. Jou oë sal vreemde dinge sien as jy van daai rooi wyn in het. Jou hart verkeerde dinge spreek. Nie jou hart nie, jou sielsdimensie. Jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê. Met ander woorde, jy gaan vashou aan alles. Alles gaan so maak
Dis nie in die hart van die see nie, die see het nie hart nie. Dis in 'n bootjie, jy gaan so, jy snaar, jy wil vir meer, jy wil vashou. Dan kyk na die ouens as hulle besope is. 'n Skande man, dis 'n skande. Dat ander jou so sien, baie keer, maar nou weer, moet ek dit sê. Dis Hannes Redling, hy sonder die genade van Jafashua. Dit maak my niks spesiaal nie. Dis bly genade op genade. Maak u niks spesiaal nie. Dit kan so maklik ons gewees het. En jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê. Soos een wat op die top van die mas lê. Top van die mas is bo waar die seil vaskom. Dwars een is die mas. Want hulle het vroeër jare, in die tyd van Jafashua, was daar 'n mas. Die mas is die punt uit 'n kruis, soos 'n kruis, wat daar bo dwars. Daar moes ouens daar opkom om daai maste vas te maak. En hulle het nie katrolle gehad soos vroeër, soos dit later vandag met die Robbie, met die Australiaanse reise en goed, waar die ouens moderne instrumente het om die maste op te trek en te laat sak en te verander nie. Dit is die ou daarbo, en soos die see so gaan, so baie ouens het hulle doodgeval van daarbo af. Dit is wat die woord sê, soos een wat op die top van die mas lê. Hy sit nie eers daar nie, hy staan nie eers daar nie. Hy lê, dit is soos een wat lê. Hy moet vashou. 'n Ou wat lê en 'n ding beweeg, hy hou vas met albei sy arms vir lewe en dood. Ek is so dankbaar dat Jaffa ons op 'n plek in ons geestelike lewe bring het, waar ons Jafashua wil vashou. Halleluja. En baie keer is dit nodig dat ons in ons geestelike lewe intiem moet wees in die Ruach HaKodesh. Dit is baie keer nodig dat ons vir Vader Jaffa sê, ons is lief vir hom, as ons Vader. Jafashua sê, alles wat julle my Vader in my naam vra, en dit glo soos die woord sê, die Vader. Dis nodig om vir hom te sê, u het hom lief. Vir Jafashua te sê, dankie, dat u die prys vir my betaal het. Daai gate in die hande, daai steekwond in die sy, die beledigings, die spoeg in die gesig, die vuishou in die gesig, die doringkroon, alles vir ons. Ek wil dit meer persoonlik maak, vir my. Dis vir my. Hoe bevoorreg is ons, dat ons met sekerheid vanmôre kan sê, dat ons naam in die boek van die ewige lewe herstel is. Dat Vader Jaffa deur die bloed van sy seun, Jafashua, dit so beskik het, dat dit wat Adam en Eva opgemors het in die tuin van Eden, dit herstel kon word. En dit is naamlik die ewige lewe. Wat belangriker is as enigiets in ons lewens. En daarom moet ons in die dag, in daai krag en in daai gesindheid funksioneer. Van ons is dankbaar vir die plek waar Jaffa ons geplaas het. Ek sê dankie Vader, dat ons in die bediening kan wees. Ons kom vandag 'n kerk gehad het, as ons in Jesus en Christus en God en die Heilige Gees, en as ek gebly preek het in daai goed, ek kon een van die grootste kerke in die wêreld gehad het. Ek weet dit. Maar ons het vanmôre in die bonatuurlike krag van die Ruach HaKodesh. Halleluja. Hy het ons het harte van dankbaarheid wat oorloop vir hierdie bonatuurlike waarheid wat na ons toe gekom het. Ek is so dankbaar vir 'n oom Thuis wat sy voete in my lewe kom indruk het. En my vrou wat hierdie evangelie kon gesien het, Pastorika. Ek is so dankbaar vir elke ander Jaffis. Ons is bevoorreg om mekaar te kan hê, om verhoudings te hê reg oor die wêreld. Mense reg oor die wêreld wat na hierdie boodskappe kyk en luister, wat se lewens aangeraak word, wat wil wees wat ek in u is, wat wil hê wat ek in u reeds ontvang het. Hoe bevoorreg is ons om vanmôre te sê dat ons eet uit die genadehand van Jaffa ons Vader.
Hy sê as julle as aardse vaders weet om nie vir julle kinders 'n skorpioene slang of 'n klip te gee as jy brood vra nie, hoeveel te meer nie julle hemelse Vader nie. En ek weet dat wanneer ons brood vra, dan ontvang ons meer as brood. Hoekom? Want die aarde behoort aan Jahweh en die volheid daarvan. Tot môreoggend as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha, Jahweh kom weer. Halleluja.